Vandag se lesie gaan ons nou nog steeds kyk na die vereenvoudiging van algebraïese uitdrukkings. Vandag se les gaan oor vermenigvuldiging. Dis baie belangrik dat ons reëls moet onthou van vermenigvuldiging. Nou die eerste reël wat ons moet onthou is die reëls in verband met ons tekens. Ons tekens sê altyd vir ons 'n plus maal met 'n plus gaan vir my 'n plus gee. 'n minus maal met 'n minus gaan ook vir my 'n plus gee. 'n minus maal met 'n positief gaan altyd vir my 'n negatiewe antwoord gee en 'n plus maal met 'n minus is ook nou weer gelyk aan 'n negatief. Die tweede reeltjie wat ons moet onthou is ons distributiewe eienskap. Ons distributiewe eienskap het ons geleer is as ons aan elkeen ietsie gee om dit alles te distribute tussen almal. Ons gaan weer ons distributiewe eienskap kyk as ons met die werkies begin. Die eerste tipe vermenigvuldiging wat ons kry, is wanneer ons 'n eenterm vermenigvuldig met 'n eenterm, of ons praat mos ook van 'n monoom maal met 'n monoom. Die voorbeeldjies wat ek vir julle daar wys, is ons het die eerste ene is byvoorbeeld 3x², wat 'n eentermpie is, en ons gaan hom nou maal met die volgende eenterm wat 6xy is. So hoe ons nou hier te werk moet gaan, is ons moet die eksponentwette onthou. Ons gaan ons koëffisiënte met mekaar vermenigvuldig. Met ander woorde, ons gaan sê dit is 3 maal met 6 en dan moet ons eksponentwette toepas met die veranderlikes. Met ander woorde, 3 maal 6 gee vir ons 18. X² maal met x gee vir my x tot die mag 3, want ons eksponentwet sê vir ons, as ons dieselfde grondtalle met mekaar vermenigvuldig, bly die grondtal dieselfde en ons stel die eksponente by mekaar. En daar is by die x mos 'n spook 1, so x tot die mag 2 plus 1 is 3, en dan moet daar ook 'n y wees. Kom ons doen nog 'n voorbeeldjie. Ons het 2ab tot die mag 2 maal met minus 3a² bc. Met ander woorde, ons moet ons koëffisiënte met mekaar vermenigvuldig, so dit gaan dan nou wees dat ons hierdie 2 maal met die minus 3, 2 maal met minus 3 gee vir my plus maal 'n min is 'n minus 6. Dan moet ek my eksponentwette verder toepas. Ek het a maal met a² en dit gee vir my a tot die mag 3 en verder het ek b² maal met b wat ook weer vir my b tot die mag 3 gee en dan het ek nog my c'tjie. Nog 'n voorbeeld van 'n eenterm met 'n eenterm is minus 'n half xy² maal met 2x² y tot die mag 3. So my wet sê vir my reël sê vir my, ek moet die koëffisiënte met mekaar vermenigvuldig. So ek het minus 'n half maal met 2. My eksponentwette gaan ek toepas, so ek het x tot die mag 1 plus 2 maal met y tot die mag 2 plus 3. Met ander woorde, dit gee vir my minus x tot die mag 3 y tot die mag 5. Die volgende tipe waarna ons kyk is 'n eenterm maal met 'n veelterm. Met ander woorde, 'n monoom maal met 'n polinoom. Ek gebruik nou hier 'n veelterm of 'n polinoom, want onthou, ek kan 'n eenterm maal met 'n tweeterm, byvoorbeeld a maal met b plus c. Dan beteken dit hierdie is my eenterm en hierdie is my tweeterm, want onthou, ons het mos gesê 'n plus en 'n minus skei terme.
So in hierdie geval het ek nou 'n 1 term maal met 'n 2 term. Wat ons ook noem 'n monoom maal met 'n binoom. Goed, so as ons kyk na A maal met B plus C, dan gaan ons distributiewe eienskap toepas. Goed, so ons distributiewe eienskapie sê vir ons gaan A maal met B. Dan kry ek A maal met B is AB. Dan gaan ek nou weer vir A vat en ek gaan A maal met plus C. Met ander woorde, plus maal 'n plus gee vir my 'n plus en A maal met C is AC. Nog 'n voorbeeld van 'n 1 term met 'n 2 term is 5xy maal met 3x minus 2y tot die mag 3. Nou weer eens, nou gaan ek my distributiewe eienskap toepas. So ek moet die 5xy maal met die 3x. Ek maal my koëffisiënte met mekaar. 5 maal 3 is 15 en xy maal met x is x kwadraat y. Volgende moet ek my 1 termpie maal met my minus 2, onthou die teken is deel van hom, so plus maal 'n min is 'n min, 5 maal 2 is 10, x y maal met y tot die mag 3 is y tot die mag 4. Die derde voorbeeldjie wat ons kry, is nog steeds 'n 1 term met wat ons vermenigvuldig met 'n 2 term. Minus, maar nou lyk die sommetjie so, ons het nou nog 2 terme. Ons vraagie gaan altyd lees, vereenvoudig, of dit sal lees, vereenvoudig die volgende. Goed, so ons moet ons distributiewe wet toepas, eienskap toepas. Met ander woorde, ons gaan sê x maal met x. Dan pas ons weer ons eksponentwette toe, so x maal met x is x kwadraat. Dan het ons x maal met plus 1. 'n plus maal 'n plus is 'n plus, x maal met 1 is x. Hierso by die volgende enetjie gaan ons nou 'n spook 1 hê wat mos voor die hakkie staan. So ons gaan nog eens ons distributiewe eienskap toepas, so ons het minus 1 maal met 2x, 'n plus maal 'n min is 'n min. 1 maal met 2x is 2x. Dan het ek my volgende, minus 1 maal met plus 3, 'n min maal met 'n plus is 'n min, en 1 maal 3 is 3. Goed, nou moet ons net ons vereenvoudiging nog doen, met ander woorde, dit beteken, ons moet ons gelyksoortige terme bymekaar tel. As ons nou kyk hier na gelyksoortige terme, x kwadraat is enig in sy soort, so hy is alleen, maar dan het ek 'n plus x minus 2x wat dieselfde soort is, en plus x minus 2x gee vir my minus x, en verder het ek nou my minus 3 wat ook alleen is, enig in sy soort, met ander woorde, my finale antwoord is x kwadraat minus x minus 3. 'n volgende voorbeeldjie is byvoorbeeld minus 3ab maal met 2a kwadraat minus 3b plus b kwadraat. Nou kan ons hier duidelik sien, ons het 'n 1 term maal met 'n 3 term, en ons noem dit ook 'n monoom maal met 'n trinoom.
Ons gaan presies dieselfde te werk. Dit maak nie saak hoeveel terme daar in die hakkie na die een term is nie. So, as ons nou gaan kyk, begin ons met ons minus 3ab en ons moet dit maal met 2a kwadraat. Nou minus 3 maal met 2 is minus 6, a maal met a kwadraat is a tot die mag 3b. Nou het ek my minus 3ab wat ek moet vermenigvuldig met my minus 3b. Nou 'n min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 3 is 9, ab kwadraat. Volgende een moet ek my minus 3ab vermenigvuldig met my plus b kwadraat. 'n minus maal met 'n plus is 'n minus, en dan kry ek 3ab tot die mag 3. So my finale antwoord is minus 6a tot die mag 3b plus 9ab kwadraat minus 3ab tot die mag 3. Nog 'n voorbeeldjie, ek gaan kyk na 2xy maal met x tot die mag 3 minus 6x kwadraat y plus 7xy kwadraat minus 2x minus 4y plus 3. So, as ons nou mooi kyk na hierdie, dan sien ons dit is 'n 1 term maal met 'n 6 term. Of dit is 'n monoom maal met 'n polinoom. Ons gaan ons distributiewe eienskap toepas. Met ander woorde, ons gaan begin deur te sê, ons het my 2xy wat ons gaan maal met x tot die mag 3. So ons pas ons distributiewe eienskap toe en ons eksponentwette. 2 maal 1 is 2, x maal met x tot die mag 3 is x tot die mag 4y. Dan is ons volgende ene, ons 2xy, wat ons moet vermenigvuldig met minus 6x kwadraat y. So, plus maal met 'n min is 'n min. 2 maal 6 is 12. X maal met x kwadraat is x tot die mag 3. Y maal met y is y kwadraat. Ons het ons 2xy'tjie wat ons nou moet vermenigvuldig met 7xy kwadraat. So 2 maal plus maal 'n plus is 'n plus. 2 maal 7 is 14. X maal x is x kwadraat. Y maal y is y kwadraat is y tot die mag 3. Volgende moet ons 2xy vermenigvuldig met minus 2x. As ons hom nou vermenigvuldig, kry ons 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 2 is 4. X maal x is x kwadraat en my y. Volgende moet ons 2xy vermenigvuldig met minus 4y. 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 4 is 8. Xy kwadraat. Laaste een wat ons moet vermenigvuldig is weer ons 2xy'tjie wat ons moet vermenigvuldig met 'n plus 3. Met ander woorde, ons gaan kry 2 plus maal 'n plus is 'n plus, 2 maal 3 is 6 xy. As ons nou hierdie werkies klaar vermenigvuldig het, dan moet ons nou maar net seker maak of ons nie gelyksoortige terme het wat ons nog moet bymekaar tel om die ding te vereenvoudig nie. Kom ons maak net seker, x tot die mag 4y, daar is nêrens nog 'n x tot die mag 4y nie. Ek het 12x tot die mag 3y kwadraat
Ek het nêrens nog 'n x tot die mag 3y² nie. Ek het 'n 14x² y tot die mag 3. Ek het nêrens nog 'n gelyksoortige term nie. Net so met die x² y, ook nie met die xy², ook nie 'n ander term nie en ook nie 'n 6xy nie. So hierdie is my finale antwoord. Die derde tipe wat ek kry is 'n 2-term maal met 'n 2-term. 2-term noem ons ook mos 'n binoom. 'n Binoom maal met 'n binoom. Ons het gesê ons vraagie gaan altyd wees vereenvoudig. Moet ek net die vereenvoudig mooi skryf, dat ons kan onthou, die vraag gaan altyd wees vereenvoudig. Goed, so as ons kyk na ons eerste voorbeeldjie, het ons A plus B maal met C plus D. So julle kan hier nou mooi sien, dat hierdie is 'n 2-term, want onthou ons het gesê 'n plus en 'n minus skei terme. Met ander woorde, hierdie is ook 'n plusie, so hierdie is ook 'n 2-term. Ons het dus 'n 2-term maal met 'n 2-term. As ons kyk na A plus B maal met C plus D, dan gaan ons distributiewe eienskap toepas. Wanneer ons nou ons distributiewe eienskap toepas, dan gaan ek begin by die eerste term in die eerste hakkie en ek gaan hom vermenigvuldig met die eerste term in die tweede hakkie. So ek het A maal met C gee vir my AC. Dan gaan ek weer die eerste term in my eerste hakkie gebruik en hom vereenvoudig met die laaste term in die tweede hakkie. So ek maak alles eers klaar met die eerste term. Met ander woorde, A maal met plus D gee vir my plus AD. Dan gaan ek nou na my tweede term toe. Ek gaan my tweede term vermenigvuldig met die eerste term in die tweede hakkie. So ek het plus BC en laaste gaan ek my B vermenigvuldig met die tweede term in die laaste hakkie en dit gee vir my B maal met D is plus BD. Hierdie is met ander woorde my finale antwoord, want ek het geen gelyksoortige terme nie. Die mense praat ook van hierdie metode as die EBBL of die EBBA metode. Wat beteken dit is eerstes, buitenstes, binnestes en dan laastes of agterstes. As ek hierdie sommetjies doen, ek gebruik nie noodwendig die terminologie van EBA of EBBL nie. Ek begin met my eerste term in die eerste hakkie en ek maak al die werk met hom klaar en dan vat ek my tweede term in my eerste hakkie en ek maak al die vermenigvuldiging werkies met hom klaar. Met ander woorde, ek gaan hierso sê, ek het my 2x wat ek moet maal met my 4x. So 2x maal met 4x, onthou ons maal die koëffisiënte met mekaar, so 2 maal 4 is 8. X maal met x is x². Ek gebruik mos my eksponentwette. Dan vat ek weer my 2x en ek gaan maal hom met die volgende term in die tweede hakkie. En dit gee vir my 2x maal met y. 2 maal 1 is 2xy. Dan gaan ek na my volgende term toe. Ek gaan dan na my 3tjie toe.
dan gaan ek 3 vermenigvuldig met 4x. 3 maal 4 is 12xy. Dan gaan ek weer my 3ytjie gebruik om hom te vermenigvuldig met die plus y. Met ander woorde, ek kry dit is 'n plus maal 'n plus is 'n plus 3y². Nou moet ek net onthou ek moet vereenvoudig, so ek gaan al my gelyksoortige terme bymekaar tel. Die x² is enig in sy soort, so hy bly 8x². En dan het ek 'n plus 2xy plus 12xy wat dieselfde soort is. So my soort bly dieselfde en ek tel die koëffisiënte bymekaar. 2 plus 12 is 14 en my soort bly xy. Verder het ek my plus 3y² wat enig in sy soort is. Nog 'n voorbeeldjie wat ons kan doen van 'n 2-term vermenigvuldig met 'n 2-term is 4x² minus y maal met 2x² plus 'n half y. Onthou die vraagie is vereenvoudig, so ek gaan begin met my eerste term in my eerste hakie en ek vermenigvuldig hom met die eerste term in my tweede hakie. My reël is, ek vermenigvuldig my koëffisiënte, so 4 maal 2 is 8 en dan pas ek my eksponentwette toe, x² maal x² is x tot die mag 4. Volgende ene moet ek my 4x² vermenigvuldig met my plus 'n half y. Plus maal 'n plus is 'n plus, 4 maal 'n half is 2, x² maal y is x² y. Volgende ene het ek my minus y wat ek vermenigvuldig met my 2x². So 'n plus maal 'n min is 'n min. 1 maal 2 is 2x² y. Volgende enetjie wat ek moet vermenigvuldig is my minus y maal met my plus 'n half y. 'n min maal met 'n plus is 'n min en 1 maal 'n half is 'n half, y maal y is y². As ek nou na hierdie sommetjie kyk, moet ek nou net eers mos weer vereenvoudig, so dit beteken ek moet my gelyksoortige terme ook bymekaar tel. 8x tot die mag 4 is enig in sy soort, so hy bly x tot die mag 4. Dan sien ek het 'n plus 2x² min 2x². Die soort is dieselfde, so ek hou my soort dieselfde, maar 2 minus 2 is 0, so hulle twee kanselleer mekaar uit, en dan het ek nou minus 'n half y². Dit is enig in sy soort, so hy bly oor. Die vierde tipe waarna ons kyk, is 'n 2-term vermenigvuldig met 'n veelterm. Ons praat ook van 'n binoom, wat ons vermenigvuldig met 'n polinoom. Met ander woorde, dit is sodra hy nou meer terme begin kry in die tweede hakie. Onthou, ons het gesê die vraagie gaan altyd lees vereenvoudig die volgende, so kom ons kyk na ons voorbeelde. As ons kyk na voorbeeld 1, dan kan ek sien A plus B maal met C plus D plus E. In hierdie geval is dit nou 'n 2-term maal met 'n 3-term. Of 'n binoom maal met 'n trinoom. As ek nou hierdie 2-term met die 3-term gaan vermenigvuldig, dan gaan ek nou presies net my distributiewe eienskap toepas.
Goed, so ek het A plus B maal met C plus D plus E. So as ek my distributiewe eienskap toepas, dan gaan ek A maal met C. En dit gee vir my AC. Nou gaan ek nog steeds A eers met A maal vermenigvuldig wat in die volgende hakie is. So ek gaan A maal met D. Met ander woorde, ek kry dit is plus AD. Dan gaan ek nog A weer vermenigvuldig met E. En dit gee vir my AE. Dan gaan ek nou na B toe. Ek moet nou met B begin vermenigvuldig, so ek gaan B vermenigvuldig met C, en dit gee vir my plus BC. Dan het ek nou B wat ek moet vermenigvuldig met D, en dit gee vir my BD, en daarna moet ek nog B vermenigvuldig met E. 'n plus maal 'n plus is 'n plus, so dit word BE. Nou kan ek ook sien, ek het geen gelyksoortige terme nie, so my finale antwoord is AC plus AD plus AE plus BC plus BD plus BE. En dit is dan ook nou so in sy eenvoudigste vorm. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld. Ek het nou byvoorbeeld 2x plus y maal met x kwadraat plus 3xy minus 5y kwadraat. So ek gaan my distributiewe eienskap toepas. Met ander woorde, ek gaan begin deur te sê, ek vermenigvuldig 2x met x kwadraat. So 2x maal met x kwadraat gee vir my 2x tot die mag 3. Daarna moet ek nou 2x vermenigvuldig met plus 3y. Met ander woorde, ek kry 2 maal 3 is 'n plus maal 'n plus is 'n plus. 2 maal 3 is 6, x maal x is x kwadraat y. Dan is die volgende enetjie, moet ek my 2x vermenigvuldig met my minus 5y. So plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 5 is 10xy kwadraat. Dan gaan ek nou met my y begin. Nou moet ek y vermenigvuldig met x kwadraat. So y met x kwadraat gee vir my x kwadraat y. Volgende een wat ek moet vermenigvuldig is om my y te vermenigvuldig met 3xy. En dit gee vir my 'n plus maal 'n plus is 'n plus 3xy kwadraat. Volgende enetjie is nou y maal met minus 5y kwadraat. So plus maal 'n min is 'n min. En 5 y maal met y kwadraat is y tot die mag 3. Nou is dit net baie belangrik, ek moet weer kyk vir my gelyksoortige terme. Goed, so 2x tot die mag 3 is enig in sy soort. Met ander woorde, hy bly 2x tot die mag 3. Dan het ek nou vir 6x kwadraat y, hier het ek ook 'n plus x kwadraat y, so die soort is dieselfde. Met ander woorde, my soort bly dieselfde en ek tel die koëffisiënte bymekaar. So 6 plus 1 is 7x kwadraat y. Dan het ek nou verder 'n minus 10xy kwadraat en 'n plus 3xy kwadraat. So my soort is dieselfde, so ek kan hulle optel en aftrek. Minus 10xy kwadraat plus 3xy kwadraat gee vir my minus 7xy kwadraat. En onthou, my soortjie bly dieselfde wanneer ek optel en aftrek. En dan het ek nou 'n 5y tot die mag 3 wat enig in sy soort is. So dis minus 5y tot die mag 3.
Dit is dan die finale antwoord van my tweede voorbeeld. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeldjie. Ons het 3a minus 2b maal met minus 'n derde. Ek dink ons moet net bietjie meer spasie maak. Voorbeeldjie is 3a minus 2b maal met minus 'n derde a kwadraat b plus 2ab kwadraat minus 3ab minus 4b plus 5. So hierdie is nou sommer 'n lang sommetjie. As ons kyk na hom, kan ons nou sien ons het hierso 'n 2 term maal met 1, 2, 3, 4, 5 maal met 'n 5 term. Of ons praat ook van 'n binoom maal met 'n polinoom. Ons gaan nog steeds op dieselfde manier te werk, want ons moet van 'n kant af begin en almal moet vermenigvuldig word met die 2 terme voor die hakie. Ons gaan begin met 3a maal met minus 'n derde a kwadraat b. Dit gee vir my 'n antwoord van 'n plus maal 'n min is 'n min, 3 maal 'n derde is 1, a maal a kwadraat is a tot die mag 3b. Volgende een het ek my 3a maal met my 2ab. Plus maal 'n plus is 'n plus, 3 maal 2 is 6, a maal a is a kwadraat b kwadraat. Volgende een moet ek hom maal met minus 3ab. 'n plus maal 'n min is 'n min, 3 maal 3 is 9, a maal a is a kwadraat b. Dan het ek nou my 3a maal met my minus 4b. 'n plus maal 'n min is 'n min, 3 maal 4 is 12, a maal b. Volgende enetjie is 3a maal met 5, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 3a maal met 5 is 15a. Goed, nou moet ek begin met my minus 2b om te vermenigvuldig. So ek gaan minus 2b maal met minus 'n derde a kwadraat b. Dit gee vir my 'n min maal 'n min is 'n plus. En dit gee vir my 2/3, 2 maal met 'n derde is 2/3 a kwadraat b kwadraat. Volgende enetjie het ek my minus 2b maal met plus 2ab kwadraat, so dit gee vir my 'n min maal 'n plus is 'n min. 2 maal 2 is 4 en dit word ab tot die mag 3. Goed, volgende ene het ek my minus 2b maal met my minus 3ab. So ek het 'n min maal 'n min is 'n plus. 2 maal 3 is 6. B maal met AB is AB kwadraat. Dan het ek nou my minus 2b maal met my minus 4b. Min maal 'n min is 'n plus. 2 maal 4 is 8. B maal b is b kwadraat. Laaste ene het ek my minus 2b maal met plus 5. 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 5 is 10 en my soort is B. Goed, as ek nou gaan kyk, moet ek nou net my gelyksoortige terme almal bymekaar tel. Minus a tot die mag 3b is enig in sy soort, so hy bly minus a tot die mag 3b. As ek nou kyk na plus 6a kwadraat, plus 6a kwadraat b kwadraat,
En hier het ek 'n plus 2/3 a kwadraat b kwadraat. So ek moet my koëffisiënte bymekaar tel. 6 plus 2/3 gaan vir my gee, dit is 20 op 3 a kwadraat b kwadraat. Want onthou, as ons nou breuke mos bymekaar tel, moet ons noemers dieselfde maak. So ek gaan net gou die sommetjie hier doen. As ons het 6 plus 2/3, dan word dit mos 18/3 plus 2/3 en dit gee vir my 20/3. Goed. Soort bly dieselfde. Nou het ons minus 9 a kwadraat b, hy is maar enig in sy soort. Die 12ab is ook enig in sy soort. 15a is enig in sy soort. Minus 4ab tot die mag 3 is alleen 6ab kwadraat plus 8b kwadraat minus 10b. En dit is dan my finale antwoord. Dit was nou sommer 'n lywige sommetjie. Die volgende tipe wat ons kry is die 5de tipe is 'n hakkiese kwadraat. Nou moet julle onthou, as ons praat van 'n hakkiese kwadraat, beteken dit is die hakkie vermenigvuldig met homself. Met ander woorde, dit is nog steeds basies dieselfde as 'n 2-term wat ons met 'n 2-term vermenigvuldig, en ons gaan die reëls van 'n 2-term vermenigvuldig met 'n 2-term toepas. Ek sal vir julle kortpad metode ook wys, maar as jy nie die kortpad metode seker van is nie, dan doen jy dit op die gewone manier van die hakkie vermenigvuldig met homself. So as ons kyk na die gewone manier, dan is dit a plus b se kwadraat. Dit beteken dit is die hakkie maal met homself, en ons pas ons distributiewe eienskap toe. Met ander woorde, ons gaan sê dit is a maal met a, net soos wat ons met die ander gedoen het. Jy begin met die eerste termpie, a maal met a is a kwadraat. Dan het ons a maal met b, a maal met b gee vir my ab. Verder het ek dan b maal met a, b maal met a, en dit gee vir my ook ab, en dan het ons verder b maal met b, b maal met b gee vir my b kwadraat. Onthou nou net, ons moet altyd vereenvoudig. A kwadraat is enig in sy soort, maar ek sien ek het hier nog 'n ab plus nog 'n ab. 1 appel plus nog 'n appel gee vir my 2 appels. Met ander woorde, my soort bly ab, en ek het 'n finale antwoord van a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Die tweede metode wat ek het, dit is nou die kortpad metode. As jy twyfel oor die kortpad, dan werk jy hom volledig uit. Maar as ons nou kyk na hierdie voorbeeld van a plus b se kwadraat, dan gaan ons kyk dat hierdie ene gaan ons kwadreer. Met ander woorde, ons gaan hom kwadreer. So dit word a kwadraat. Dan het ons plus 2ab. En hierdie plus 2ab gaan ons kry, hierdie is
2 maal die produk van die terme in die hakkie. Met ander woorde, dit is 2 maal A maal B. En dan die laaste term is weer hierdie B gekwadreer. En dit gee vir my B kwadraat. Onthou, wanneer jy 'n hakkie se kwadraat het, moet jy altyd 'n 3 term hê, want dit is die hakkie vermenigvuldig met homself. Dit is dan my eerste voorbeeldjie. Kom ons kyk na die tweede voorbeeld. Tweede voorbeeld gee vir my 2x minus 5y se kwadraat. As ons kyk na metode 1, beteken dit is my hakkie vermenigvuldig met homself. Daar gaan altyd 'n 3 term oorbly as jy die hakkies uitvermenigvuldig het. As ons distributiewe wet toepas, dan gaan ons sien, dit is 2x maal met 2x, dit gee vir my 4x kwadraat. Dan het ek nou weer 'n 2x maal met 'n minus 5 en dit gee vir my minus 10xy. Verder het ek 'n minus 5 maal met 'n 2x, 'n plus maal 'n min is 'n min, 5 maal 2 is 10xy. Dan het ek die volgende, het ek minus 5 maal met minus 5y maal met minus 5y, 'n min maal 'n min is 'n plus, 5 maal 5 is 25, y maal y is y kwadraat. Nou is dit net belangrik dat ek weer my gelyksoortige terme sien. As ek my gelyksoortige terme het, dan kan ek hulle nou weer bymekaar tel. Met ander woorde, my finale antwoord is 4x kwadraat minus 20xy plus 25y kwadraat. Die tweede metode wat ons nou gou weer na kyk, is ons kortpad metode. As ons het 2x minus 5y is die hakkie se kwadraat. Dan gaan ons nou gaan en ons gaan hierdie een kwadreer. Goed, so daai een se kwadraat 2x maal 2x is 4x kwadraat. Dan kom hier nou tussenin, die term wat nou tussenin kom, is 2 maal die produk van die terme. So hierdie 2 moet ons nou met mekaar vermenigvuldig. 2 maal die produk van die terme. So 2 maal met min 5 is min 10. Met ander woorde, dit word 2 maal min 10xy, want dit is die produk van die 2 terme. 2x maal met minus 5y gee vir my minus 10xy. En dan is wat op die laaste plekkie kom, is met ander woorde hierdie minus 5y kwadraat gaan ons dan nou ook weer kwadreer. Met ander woorde, dit word 'n min maal 'n min is 'n plus, 5 maal 5 is 25y maal y is y kwadraat. So my finale antwoord is 4x kwadraat minus 20xy plus 25y kwadraat. Laaste voorbeeldjie wat ek doen voordat julle met julle huiswerkies kan begin om dit in te oefen, is 2 maal met 4x minus 3y se kwadraat. Ons kyk na metode 1. Wanneer ons distributiewe eienskap gebruik,
baie belangrik. Jy moet eers jou hakkie kwadreer. Jy kan nie die 2 eers inmaal nie. Jy moet eers jou hakkie kwadreer en dan met die 2 inmaal. Jy kan nie eers met die 2 inmaal en dan die hakkie kwadreer nie. Met ander woorde, jy het 2 maal met 4x minus 3y se kwadraat. So, jou 2 gaan jy nou die heel pad saamvat, maar jy moet eers 4x minus 3y maal met homself. Want onthou, dit gaan ook nou maar oor ons volgorde van berekening. En ons volgorde van berekeninge sê ons nou altyd eers hakkies, dan maal en deel en dan plus en minus. So jy gaan eers jou hakkies kwadreer. Wanneer ons dit op die eerste metodetjie doen, pas ons distributiewe wet toe. So ons gaan ons 2 neerskryf en ons gaan nou net ons hakkie hou, want ons moet aan die einde nou weer die 2 vermenigvuldig met alles wat binne in die hakkie is. Goed, so as ons nou begin, dan gaan ons sê 4x maal met 4x en dit gee vir my 16x kwadraat. Daarna het ek 4x maal met minus 3y, 'n plus maal 'n min is 'n min, 4 maal 3 is 12xy. Verder het ek nou my minus 3y maal met 4x, 'n min maal 'n plus is 'n min, 3 maal 4 is 12, x maal y of y maal x is xy. Laaste enetjie het ek 'n min maal 'n min is 'n plus 3 maal 3 is 9, y maal y is y kwadraat. Met ander woorde, ek het nou binne in my hakkies 16x kwadraat minus 12xy minus 12xy plus 9y kwadraat. Onthou nou, as ek myselfde soort het, dan kan ek myselfde soort bymekaar tel of aftrek. My soort bly dieselfde. Ek het 16x kwadraat, ek het minus 12xy, minus 12xy is minus 24xy plus 9y kwadraat. Nou kan ek weer my 2 invermenigvuldig en ek pas nou nog steeds my distributiewe eienskap toe en ek gaan die 2 met elkeen van hierdie terme vermenigvuldig. So 2 maal 16 is 32x kwadraat. Dan het ek 2 maal met minus 24 en dit gee vir my minus 48xy. En dan het ek nou nog 2 maal met plus 9, plus maal 'n plus is 'n plus en 2 maal 9 is 18y kwadraat. So my finale antwoord is 32x kwadraat minus 48xy plus 18y kwadraat. Kom ons kyk net na ons tweede metode. Weer sê ek, baie belangrik, kwadreer eers jou hakkie. En dan maal ons met 2. Om die hakkie te kwadreer, gaan ons nou die kortpad gebruik. So ek het 4x minus 3y se kwadraat. Ons begin net weer met die kortpad metode nou. Ek skryf my 2 en dan het ek nou hierdie 4x gaan ek kwadreer. As ek hom kwadreer, het ek 4x maal 4x is 16x kwadraat. Dan het ek nou 2 maal die produk van die terme. So ek het plus 2 maal die produk van die terme. Die produk van die terme is plus maal 'n min is 'n min. 4 maal 3 is 12xy. En dan het ek nou laastens die kwadraat van die laaste term, so ek moet hom ook kwadreer. Met ander woorde, min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 3 is 9, y maal y is y kwadraat.
As ek my hakkie nou mooi vereenvoudig, het ek 16x². Onthou ek pas my distributiewe eienskap toe. 'n plus maal 'n min. Plus maal 'n min is 'n minus. 2 maal 12 is 24xy. En ek het my plus 9y². Nou gaan ek my algehele hakkies verwyder. Met ander woorde, ek gaan die 2 vermenigvuldig met elkeen van die terme. So ek het 2 maal met 16x² en dit gee vir my 32x². Dan het ek 2 maal met minus 24xy, so dis minus 48xy. En laaste het ek 2 maal met 9y², so dit gee vir my plus 18y². Dit is dan die lesie oor die vereenvoudiging van algebraiese uitdrukking met behulp van vermenigvuldiging. Onthou, practice makes perfect, so jy kan nou hierdie lesie mooi inoefen deur jou huiswerk sommetjies te voltooi.